Welkom by hierdie week se AMT politieke oorsig saam met Prof Theo Venter. Ons het baie om oor te gesels, so baie welkom by ons vandag, Prof. Ja, hierdie week is 'n besige week en vir Suid-Afrikaners is dit veral belangrik om nou te onderskei wat is belangrik en wat nie, want ons het kommissies wat parallel met mekaar ontwikkel, ons het nuus oor politici, ons het internasionale gebeure, maar dit is asof die plaaslike gebeure tans die internasionale gebeure so 'n bietjie oorskadu, maar ons kan nie die internasionale goed ignoreer nie. As ons dalk 'n bietjie plaaslik begin, ek weet die eerste ding wat dalk bietjie na gedagte toe kom is Zuma wat sy geld moet terugbetaal en ja, wat gaan rondom dit aan? Ja, kyk, Zuma is hof toe, en dis 'n hofsaak wat sover soos 18 jaar gelede strek, met die wapenskandaal en al daai soort van goed. En sy strategie om nie op enige manier skuldig bevind te word nie, was om die howe tegnies besig te hou. Met appelle, met uitstel, en dit het met dat hy die naam gekry, die Stalingrad tegniek. Nou, aan die begin het die regering hom gefinansier, maar toe later in hofsaake wat gehou is, toe is daar bevind dat as jy werk doen as 'n regeringsamptenaar en jy word gedagvaar dat iets skeef geloop het, dan moet die regering vir jou betaal, want jy het dit gedoen uit hoofde van jou aanstelling. Maar as jy hof toe gaan oor korrupsie en persoonlike aangeleenthede, dan kan die regering nie betaal nie. So toe onttrek hulle steen van Jacob Zuma af. Nou daai hofsaake het nou al by 28,9 miljoen gedraai. Kom ons maak dit 29 miljoen. Toe gaan hy hof toe en hy sê vir die hof, nou laasweek, ek kan nie betaal nie. En die regter het allerlei vrae gevra en ek was daarvan oortuig dat die regter 'n bietjie meer buigsaam gaan wees. Maar die bevinding is nou hierdie week uit. Jacob Zuma skuld die regering 29 miljoen rand plus rente en die rente loop en hy moet dit binne 60 dae betaal en die uitspraak sê ook dat indien hy nie betaal nie, kan daar beslag gelê word op sy bates. Nou, een van sy bates is in Nkandla. Ek wil nou net sê, gaan hulle sy swembad En hulle kan ongelukkig nie Nkandla vat nie, want Nkandla behoort nie aan Jacob Zuma nie. Hy het wel 'n verband daarop wat hy nie betaal nie, dit weet ons, by VBS Bank. Maar Nkandla behoort aan die Ingwavuma Trust. Dis tradisionele grond. En al wat jy op tradisionele grond kan kry, is 'n verblyfreg. Jy kan nie titel kry nie. So, ek dink hy's veilig by Nkandla, maar niks anders van hom is veilig na dese nie, maar dit sê net vir jou. Iemand om dalk moet befonds of ja. Ek dink hy kan dit betaal, want daar's genoeg mense wat miljarde rande gemaak het in staatskaping, wat hy gefasiliteer het. So, kom ons kyk wat gebeur. 60 dae, en maar hy is ook nie die enigste ou van die MK-party wat in die moeilikheid is nie. Regter Sloppe. Ek wil nou net oor dit vra. Dis die eerste regter wat nou sy werk verloor het. Ja, in 'n staat van beskuldiging, die Engelse woord impeachment, wat die Amerikaners baie lief voor is. So regter Sloppe is geïmpeach, hy's in 'n staat van beskuldiging geplaas, hy's uitgestem. So ja, dis ons eerste regter wat so sy werk verloor het. Toe word hy onmiddellike lid van die MK-party. Ek meen daar's 'n voorvereiste om deel van die MK te raak. En as lid vir die MK-party, senior lid, natuurlik het hy die amp regter verloor, so hy's nou amptelik Dr. John Sloppe, en word hy sommer die leier van die MK in die parlement. En uit hoofde van daai posisie benoem MK hom toe op die regterlike dienskommissie. En 'n paar mense gaan hof toe en sê dit kan nie wees nie. Ja. Hier is 'n regter wat sy werk verloor het, vanweë allerlei swakhede en allerlei foute wat hy gemaak het. Nou maak julle hom lid van die komitee wat regters moet kies. Dis mos 'n botsing van belange. Ja. Nou ja, uiteindelik het hulle bevind dat hy kan nie daar dien nie. Toe het hy appel aangeteken en die appel is nou met koste van die hand gewys. So, John Sloppe is nou uit die regterlike omgewing uit, maar dit is die... Maar dis goeie tekens eintlik dan nou, as ons hierdie tipe resultate kry met korrupsie en goed wat dan nou regtig teengewerk word. Kyk, is 'n baie belangrike punt wat jy maak. Suid-Afrikaners, as ek die atmosfeer kan lees op die oomblik, is 'n bietjie vuisfoos geslaan met die vlakke van misdaad, die ondersoeke van die Madlanga kommissie, die ad hoc kommissie, en dit lyk asof daar 'n soort 'n driehoek
in Suid-Afrika bestaan. Aan hierdie punt van die driehoek sit die politici, aan hierdie kant van die driehoek sit die topbestuur van die polisie, en aan hierdie kant van die driehoek sit georganiseerde misdaad. En dit is asof hulle kop in een mis is, asof daar gedurende skakeling tussen hierdie ouens is. En hierdie ondersoek bring dat mense hulle vertroue verloor in die regering in die breë. En ek dink goed soos wat nou met Zuma gebeur het, met John Slope, sê vir jou, daar's tog mense wat die regte goed probeer doen, en dis belangrik. En dan Julius Malema wat skuldig bevind, is al daai tipe goed wat dan nou onder dit ook val, ja. Julius is skuldig bevind, maar nog nie gevonnis nie. Wat gaan daaraan? So hy moet nou wag vir Januarie om 'n vonnis te kry. En in sy vonnisoplegging is daar kyk, wat ook met John Slope gebeur het. As jy gevonnis word sonder die keuse van 'n boete, dan is jy in die moeilikheid as 'n politikus. Maar as jy gevonnis word met die keuse van 'n boete, En dan sê hulle eintlik vir jou betaal maar net die boete, ja. dan kan jy terug aan parlement toe. So hier is die groot kwessie wat hulle met Julius Malema moet oorweeg. Wat moet die aard van die vonnis wees? En voor vonnisoplegging kan jy natuurlik nou nog gaan getuig oor versagtende omstandighede en daai soort van dinge. Maar dis sy versagtende omstandighede. Ek wil jou terugbring na Julius Malema toe. Hy het 'n AK-47 paar skote afgeskiet wat hy gesê het 'n speelgeweer is. Nou in die ondersoek van die Madlanga kommissie en dit het alles gebeur oor 'n jong man wat onskuldig doodgeskiet is, Armand Swart. En toe die Valke nou Armand Swart se saak ondersoek, toe begin hierdie hele netwerk oopmaak. En een van die goed wat hulle gekry het in die voertuig waarop hulle beslag gelê het, was so 20 doppies. Nou die ou wat gepraat het, die speurder, hulle het hom nommer A genoem. Hy praat die hele tyd van 'n geweer, maar nou weet mense, is 'n AK-47, is ook 'n geweer, aanvalsgeweer. En toe stuur hulle die goed vir ballistiese ondersoek. En die ballistiese ouens het nie hulle werk gedoen nie. En die vraag is nou, was dit doelbewus? Is dit hoe die top generaals georganiseerde misdaad help, deur ondersoeke eintlik in die wiele te ry? Wow. Dis nie dat hulle niks doen nie, Dat die saak uitgegooi kan word nie en uiteindelik. ja, Of die dossier raak weg. ja. Nou al hierdie goed kom nou uit en ek hoop dat dit vir ons 'n verandering gaan bring, want ons het nog altyd geweet die polisie is die swak skakel in ons hele veiligheidsbedryf. En dit is eintlik nou wat in die parlement Hulle moet die Madlanga skakel wees. Hulle moet nie die swak skakel wees. Maar die wonderlike ding is, as jy nou wil gaan soek, waar sit die goeie polisiemanne? Jy gaan hulle kry in Beaufort Wes. Jy gaan hulle kry in Wesselsbron. Jy gaan hulle in jou platlandse dorpe Ons kry. het 'n baie goeie in Jagersfontein dan byvoorbeeld. Dis wat die goeie polisie is. Ja. Maar so lyk my soos hulle opgaan. As hulle hier bo by die generaals en die brigadiers nie goed kom, lyk my dan tree verrotting ook in. Gepraat van die Madlanga kommissie, wat is die nuutste nuus wat nou daar uit, of hierdie twee kommissies wat nou langs mekaar loop, wat is die nuutste nuus wat dan nou daar uitgekom het? Goed, die minister van polisie het nou getuig, die ene wat nou op tuinmaak verlof is, tot die ding nou verby is. Hy hou vol dat hy nie beïnvloed is deur iemand nie, dat hy al hierdie besluite vir die ontbinding van die taakspan en dies meer heeltemal op sy eie gedoen het. Ek is nie heeltemal oortuig daarvan nie. Ek dink hy is beïnvloed deur mense, maar hy gee lang antwoorde. In die oomblik wat 'n ou lang antwoorde gee, dan weet jy of nie wat aangaan nie, of jy probeer iets wegsteek. Die kommissaris van polisie het klaar getuig, Makwanasi het klaar getuig, en die minister moet ook nou na die Madlanga kommissie toe gaan. En dis interessant hoe die kommissie ander vrae vra as wat die politici vra. Die politici vra en wil in die loop van die vrae wat hulle vra, so 'n bietjie politieke punte ook skoor. Terwyl wanneer jy by die regterlike kommissie is dit baie nou geset op die punt af, maak seker presies alles. So ek dink die parlementêre ondersoek gaan vir ons 'n politieke bevinding gee. Politieke antwoord kry eintlik en sekere partye wat dan nou goed uit dit uitkom en seker want met aanloop na die verkiesing toe eintlik dan. Ja, en ek het 'n idee, dis
dis die einde van Nchunu as 'n minister. Ek dink nie hy kan weer teruggaan in daai pos nie. Hy moet nou maar, ek dink die eerbare ding persoonlik, hy moet maar bedank en dan kan die ANC vir hom 'n ander job gee. Daar's baie ander jobbe beskikbaar. Ambassadeurs. Onder andere. Ja. Net nie in Amerika nie, want klink my daar Ja, daar's het ons 'n nuwe naam. Wat stel 'n bietjie meer vir ons daar ons rondom praat? Ja, oor die laaste week of 2 kom Alistair Reuters se naam na vore. Nou hy is 'n baie bekwame ou en hy het vir 5 jaar was hy by die handel en nywerheid in die regering betrokke as 'n DG en hy's Goeie werk gedoen. in Suid-Afrikaanse terme. Hy's 'n kleerling, hy's bruin, maar hy's Afrikaans. So as jy nou kyk wat die Amerikaners wil hê, hulle wil 'n Afrikaans sprekende hê. So ek dink hy pas nogal in daai prentjie. Nie heeltemal dink ek wat die ouens in Suid-Afrika gedink het dit moet wees nie. Hy is nie Andries Nel nie en hy's ook nie Martinus van Skalkwyk nie of enige van die name wat genoem is nie. Maar dit het vir my so 2-3 weke gelede toe Ramaphosa by die algemene vergadering was, het hy gesê sy spesiale raadgewer. En toe weet ek dit kan nie Nsebesi Jonas wees nie, want hy kan nie 'n visum kry nie. Dit moet iemand anders wees. Dit is toaliteit Alistair Reuters. So dit lyk asof hy die nuwe ambassadeur is. Nou onthou nou Amerika het ook nie 'n ambassadeur in Suid-Afrika nie. Hulle het wel 'n ambassadeur benoem, 'n ou uit die regse geleedere, 'n media kenner en so aan. Maar hy het nog nie eers verskyn voor die Senaatskomitee oor buitelandse sake om nou te sien of hy geskik is vir die job nie. Want alle ambassadeurs gaan deur so 'n proses. So hy's benoem, maar nog nie deur daai proses nie. So Amerika sit ook sonder 'n ambassadeur in Suid-Afrika en ons sonder 'n ambassadeur in Washington. Dis hoekom ons onderhandelinge so sukkel in oor AGOA. Dit is nogal belangrik dat die Reuters as ambassadeur, Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika en AGOA eintlik as 'n pakkie gesien moet word. Want op die oomblik, en luisteraars sal hoor, die federale regering in Amerika het bietjie toegemaak. Ja, want 'n bietjie paar want probleme. hulle het 'n befondsings wetgewing wat goedgekeur moet word. En die goedkeuring kan net plaasvind as 60 senatore uit 100 daarvoor stem. En dan sê die Republikeine net so 54. Hulle kort nog 6. En dit lyk nie asof Dit het nog nie vordering gemaak nie. Die federale regering is nog toe. So in Washington self gebeur daar niks. Die Smithsonian Instituut is toe, die nasionale parke is toe, die weermag is oop. Die Amerikaanse weermag is ons oop. weet ons kry byvoorbeeld nie graandata nie, hulle was die verslag, al daai Dis toe. verslae kom nie uit nie, ja. Ja, en dit behoort eersdags oop te maak. Nou lyk dit vir ons asof daar 'n groot klomp wheeling and dealing agter die skerms is. Om hierdie befondsingswetgewing goedgekeur te kry, moet jy nou 'n paar demokrate kry om vir die Republikeinse voorstel ook te stem, om 60 te kan kry. En nou kom Suid-Afrika weer in die spel. Daar's wetgewing, ek en jy het al daaroor gepraat, waar hulle sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika moet weer eens bekyk word en dan moontlike sanksies op swart leiers wat geweld aanvuur. En onteiening sonder vergoeding en al daai soort van goed. Daar's 'n baie konservatiewe senator Kennedy uit Louisiana wat nou hierdie Suid-Afrikaanse debat gaan hak het aan die federale goedkeuring van daai wet en sê kom ons maak 'n pakkie. Ons keer die federale befondsingswet goed, maar dan hak ons AGOA aan hom en ons verleng AGOA vir 2 jaar. Nie vir 20 jaar nie, nie vir 10 jaar nie, net vir 2 jaar. Dit gee die Afrika lande tyd om hulle goedjies in plek te kry en dit geld vir alle lande en dit lyk my Suid-Afrika ook. Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap. Ja. Dat ons is deel van daai pakkie. Dit sal vir landbou, as dit so gaan gebeur, en dit gaan in die volgende week of 3 gebeur, sal dit vir landbou 'n geweldige verligting meebring van hierdie 30% tarief. Want ons is met 30%, maar gaan 'n GOA dit nou oor Goeie as 0. Ja, gaan 'n GOA die
een wees wat dan tel, so ons gaan 0% hê of gaan die 30% nou nog Nee. spesiaal vir Suid-Afrika bo op dit kom eintlik? AGOA is 0 en alles wat binne AGOA was, bly binne AGOA. Dit wat nie binne AGOA is nie, Sou regtig duim vas dat het 'n 30%. Dis 'n bietjie positiewe nuus en dit behoort in die volgende soos ek sê 2 of 3 weke, want die federale regering was nog nooit so lank toe nie. Dit is nou al op pad na 'n maand toe. En ouens onthou kry nie salaris nie. In Amerika word jy 2 weekliks betaal. So die ouens het nou al die eerste 2 weke nie geld gekry nie. En as jy nou hier by die tweede 2 weke kom, in Amerikaners lewe maar so Suid-Afrikaners, ons baie min ouens wat genoeg geld in hulle agtersakke het om so 'n maand of 2 sonder 'n salaris te laat kom. Ja. Maar as ons nou by Amerika bly, ek weet oliepryse het byvoorbeeld nou so 'n bietjie opgegaan die laaste dag of 2. En hulle verhouding met Rusland en sanksies wat hulle teen Rusland het die pryse nou weer 'n bietjie opgestoot. Met die wisselkoers wat ek hoor is, ek weet nie, dit kan dalk ons inflasie en brandstofpryse ook in die toekoms. Ja, ons wisselkoers het verbasend laag gegaan, 17.30 daar rond, en toe het hy weer begin opgaan. En die laaste wat ek gekyk het was die olieprys $61. Hy het nou so gestyg na $64 toe met hierdie sanksies teen Rusland. Nou waar dit nou vandaan kom is, die Amerikaners het nou die laaste 2 weke baie krediet verdien met die vredesooreenkoms in Gaza. Nou dit is 'n brose vrede. Daar's daagliks klein voorvalletjies, maar in breë trekke bly die vrede. En hulle gaan nou al na fase 2 van die vrede toe. Dit beteken die Amerikaners kan nou weer aandag gee aan die Oekraïne. En Rusland of Putin en Trump gaan nou in Hongarye ontmoet. Nou gaan hulle probeer dat Zelensky en Putin direk met mekaar praat. Nou dit lyk of die vergadering nie lekker van die grond af wil kom nie. En op grond daarvan het die Amerikaners nou addisionele sanksies op die Russe gesit, wat nou 'n skaarsheid aan olie gaan veroorsaak. En ek dink 2 goed, die onsekerheid ja, net en dan die beskikbaarheid van olie. En daai sanksies wat die Amerikaners instel, slaan baie hard, want dit is sekondêre sanksies. Dis sanksies op mense wat Russiese olie koop. Want sanksies op Rusland beteken nie baie nie. Want Rusland het 'n agterdeur, dis China. En ja, hulle doen in elk geval nie meer vreeslik besigheid met Amerika nie. En Korea en Indië in 'n mate. So die Amerikaners fokus nou op daai lande wat Russiese olie teen 'n premie koop en dan herverkoop en daaruit geld maak. So ja, dit is 'n ongelooflike vordering wat nou gemaak word, maar ek dink die een fout wat Donald Trump gemaak het met die krediet wat ons hom gee vir die vrede, brose vrede in Palestina, is ek dink hy onderskat 'n bietjie vir Putin. Putin is 'n baie harder neut om te kraak. Ja, en ek wonder nou nogal waantoe kan hulle moontlik, wat is daar sekere voorstelle wat hulle gegee het vir vrede tussen dit nou, of wat is die nuus nou, hoe kan ons vrede bereik in Oekraïne? Miskien net voor ek dit antwoord, net sê ons moet nou onthou, Europa, die noordelike halfrond, gaan nou in herfs in en dan is dit winter. En as dit winter is, maak jy baie moeilik oorlog. En die Russe probeer tans om met 1 of 2 militêre veldtogte nog 'n bietjie grond by te kry voordat die onderhandelinge begin. Dis altyd wat oralster in die wêreld sal jy sien, net voor die vrede. Intensifiseer die stryd 'n bietjie om 'n laaste paar hektare grond by te kry. En ek dink die voorstel is dat Rusland op die oomblik behou wat hulle het, en dit word die nuwe grens, maar om Zelensky te kry om toe te stem daartoe, lyk my is 'n Dit gaan nie nagmerrie. maklik wees. Maar die Amerikaners in Europa het 'n redelike houvas op Zelensky. En ek het nog altyd gedink die vrede lê daarin dat die Russe daai stuk grond kry wat hulle gevat 'n het, bufferzone het tipe ding. 'n bufferzone, en dat want die Oekraïense vrees is, as Rusland nou hierdie stuk grond kry, wat is sy volgende stap? Is die hele Oekraïne. Ja. So 'n bufferzone is in alle waarskynlikheid waar hierdie ding loop. En sê hierdie is nou amper niemandsland. En nou kan jy 'n internasionale, want dis wat hulle in Gaza beplan. Daar kom 'n internasionale veiligheidsmag onder leiding van Tony Blair om toesig te hou, want jy kan die Israelies
of die Palestyn. Jy kan eintlik nie een van die twee ouens vertrou in so 'n vredesproses nie, want Die haat is dieper as wat hulle het vrede gemaak, maar ons is nog kwaad vir mekaar. ja. Terwyl dieselfde ding in Rusland gaan gebeur. Hulle gaan ook moet kyk na internasionale strukture om daai vrede te bou. Ek wil gou nog met Amerika teen China, wat ons nou vinnig nou oor praat, 'n groot impak, een van die grootste impakte wat dit nou op graanpryse moontlik kan hê. Hulle het met hulle handelsoorlog op die oomblik. En China koop nie nou by Amerika in nie. Is daar lig aan die einde van die tonnel, want dit kan 'n baie groot impak vir ons graanboere hê. Wel, die duidelikste impak wat ons sien is dat China al hoe meer van lande soos Argentinië en Brasilië koop. Ja. En daaroor is die Amerikaners nou vies, want Donald Trump help vir Milei, want die Argentynse ekonomie beweeg lyk met die laaste 50 jaar van een krisis na die volgende. So hulle ondersteun die Argentynse ekonomie, maar hulle kan niks koop, want die Argentyne verkoop nou aan die Russe. En die China, en die Amerikaanse boere is in die moeilikheid. Dit is onder geweldige druk op die oomblik. Geweldige druk. Vleis, soja, mielies, alles wat hulle uitgevoer het, en neute. En dit is waar ek dink, die Suid-Afrikaanse mark is klein, maar ons maak sulke klein gaatjies maak ons toe. En ek dink die goeie nuus ook, ek dink dit was verlede week, waar ons minister van landbou in China was, om te kyk of hy daai markte kan oopmaak vir al steenvrugte en avokado's en al die soort van goed. Ja, hy het 'n mooi foto opgesit van ons vrugte wat op die Chinese markte is. Ja. Ek dink dis belangrik, en vir die Amerikaanse buitelandse beleid is dit waaroor ek en jy praat geweldig belangrik. Jy kan nou met sanksies en met tariewe kan jy lande dwing om goeders te doen wat hulle in die verlede nie sou doen nie. Dis nou een deel daarvan. Die ander deel is, jy versteur normale handelspatrone. En waar daar 'n vakuum ontstaan, soos in die geval van Amerika en China, gaan iemand anders daai vakuum vul. Dit is maar hoe dit werk. So jy moet baie versigtig wees wanneer jy nou vir 'n land slaan soos die Amerikaners, die Chinese getref het op 'n stadium met 142% tariewe. Dit sê eintlik geen handel kan plaasvind nie. En dan gaan iemand anders daai geleentheid benut. So mens kan ekonomies daarna kyk en sien hoe onwerkbaar dit is, maar polities moet jy besef, as jy een keer daai mark afgestaan het om hom terug te kry en jou sagte invloed, soft power, verloor jy. Donald Trump, lyk my, is 'n hard power man. Hy dink nie aan die sagte power amper gedeelte van die hele storie. Maar tog het hy in die laaste week met 'n klein bietjie soft power gekom deur die geld, die PEPFAR fondse, wat veral Suid-Afrika bevoordeel, ons HIV-programme, is vir 'n volgende jaar of 2 tydelik weer goedgekeur. So daar het tog 'n klein verandering gekom. Maar hierdie 2 jaar wat GOA nou goedgekeur is, en hierdie fondse nou goedgekeur is, dan behoort Trump nie meer eintlik 'n groot impak te hê in die Amerikaanse ekonomie. Dan gaan ons na die volgende president toe amper gaan. Jy's 100% reg, want oor 'n jaar, nou, November, oor 'n jaar, is dit die middeltermynverkiesing. Dan is die helfte van Trump se termyn verby. En dan as die middeltermynverkiesing verby is, dan begin die veldtog vir die presidentsverkiesing eintlik loop. Dis eintlik die afskop van die presidensiële veldtog. En dan word die sittende president tipies 'n flou makou, 'n lame duck. Want niemand steur eintlik meer aan hom nie. Almal begin kyk wie is die volgende ou. Maar Donald Trump mag ons verras deur te bly aktief te regeer tot aan die einde. Hy het altyd 'n unieke manier om ding te doen. Uit sy eie manier. En die een les wat ek nou al geleer het met Donald Trump is, jy kan gaan kyk na die geskiedenis wat presidente doen, en die meeste presidente voldoen aan daai tipiese profiel, maar Donald Trump nie. Hy's 'n totale uitskieter. En hy maak episode soos hierdie baie interessant. Laat ons kan gesels die hele tyd oor iets. Maar hy's besig, terwyl hy van interessant praat. As dit interessant, hy is nou besig om die Withuis heeltemal oor te maak. Hy het sy eie kantoor oorgebou. Hy gaan seker net Trump White House toe vir die naam verander ook nog, né? Hy daar waar hy die mense altyd ontmoet het, hy vol allerlei goue standbeelde en skilderye gesit, en nou het hy die hele oosvleuel van die Withuis het hy nou afgebreek. Hulle het vanoggend begin
om die huis af te breek, om daar 'n nuwe balsaal te bou. Want hy sê, dis wat die Withuis nie het nie. Hy wil 200 of 300 mense kan onthaal soos 'n koning. En dis die optogte wat daar nou hierdie naweek in Amerika was, om te sê, ons wil nie 'n koning hê nie. Ons wil 'n president hê, ons wil nie 'n koning hê nie. Dit is altyd interessant. Baie dankie vir Prof se tyd vandag. Ja, skakeling volgende week. Gesels ons verder oor wat plaaslik en internasionaal gebeur, maar baie dankie vir jou tyd. Plesier. Nee.